Geliefdes, uit God se woord lees ons uit Romeine hoofstuk 7. Romeine 7 van vers 7 af. Wat is dan ons gevolgtrekking? Dat die wet van Moses sonde is? Beslis nie. Inteendeel, ek sou nie geweet het wat sonde is nie, as dit nie deur die wet was nie. Ek sou byvoorbeeld nie geweet het dat dit sonde is om te begeer nie, as die wet nie gesê het, jy mag nie begeer nie. Maar deur hierdie gebod het die sonde 'n vasdraplek gekry, en elke soort begeerte in my aan die gang gesit. Want sonder die wet is die sonde dood. Voorheen, toe die wet nie daar was nie, het ek gelewe, maar toe die gebod gekom het, het die sonde begin lewe, en ek het gesterwe. Dit het geblyk dat die gebod wat bedoel was om vir my die lewe te bring, vir my die dood beteken. Die sonde wat deur die gebod 'n vastere plek gekry het, het my deur die gebod mislei en my dood gemaak. Die wet is dus heilig, en sy voorskrifte is heilig, en reg, en goed. Beteken dit dat iets wat goed is vir my die dood gebring het? Beslis nie. Inteendeel, die sonde het vir my die dood gebring. Dit het die sonde gedoen deur iets wat goed is, sodat die sonde in sy ware aard as sonde bekend sou word, en dit deur die gebod sou blyk hoe skrikwekkend die sonde werklik is. Ons weet tog die wet is geestelik, maar ek is aards en soos 'n slaaf aan die sonde verkoop. Ek begryp self nie wat ek doen nie, want wat ek wil doen, dit doen ek nie. Maar wat ek haat, juist dit doen ek. Dat ek nie wil doen wat ek doen nie, beteken dat ek toegee dat die wet goed is. Maar nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Ek weet immers dat die goeie nie in my woon nie, nie in my sondige aard nie. Daar is by my wel die wil om die goeie te doen, maar ek doen dit nie. Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En as ek nou doen wat ek nie wil doen nie, dan is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God, maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. En dan volg ons teksverse: Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. So is dit dus met my gestel, met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Daarmee saam lees ons Sondag 3 van die Heidelbergse Katekismus. Het God die mens dan so sondig en verkeerd geskape? Nee, God het die mens goed en na sy ewebeeld geskep. Dit beteken in ware geregtigheid en heiligheid, sodat hy God sy skepper reg kon ken, hom van harte kon lief hê, en saam met hom in die ewige saligheid kon lewe, om hom te loof en te prys. Waar kom hierdie verdorwe natuur van die mens dan vandaan? Van die val en ongehoorsaamheid van ons eerste ouers, Adam en Eva, in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Is ons so verdorwe, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en tot alle kwaad geneig is? Ja, behalwe
as ons deur die Gees van God weergebore word. Geliefdes in die Here, daar is 'n hemelsbreë verskil tussen hoe die moderne mens in die wêreld van vandag oor homself dink en hoe die Here in sy woord oor die mens dink. Die moderne mens dink hy is sondeloos, vol goeie hoedanighede en tot alles in staat deur sy tegnologiese vermoëns. Maar iemand wat onder leiding van die Heilige Gees homself deur God se oë sien, moet uitroep: ek elendige mens. Wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? So is dit dus met my gestel. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. So iemand wat sy sondige aard besef, sal hom nie net 4 maal per jaar voor die Here verootmoedig in 'n voorbereidingsdiens nie, maar elke dag. Glo u aan die goedheid van die mens, dat elke mens inherent goed is, en dat die kwaad iets is wat van buite af in die mens ingekom het. Dat as 'n mens hard genoeg soek, jy in enige mens iets goed sal kry. Ja, die wêreld glo dit. Elke mens is inherent goed, diep binne in hom goed. Weet jy, die woord van God sê, elke mens is inherent sleg, onbekwaam tot enige goed, geneig tot alle kwaad. Ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. En daarom word die gereformeerde leer ook deesdae gereeld daarvan beskuldig dat dit baie negatief is en dat dit selfs verantwoordelik is vir baie mense se swak selfbeeld. Ons as gelowiges weet egter, as ons moet kies tussen dit wat die Bybel sê en dit wat die sogenaamde geleerdes van hierdie wêreld sê, dan kies ons vir die Bybel, die woord van God. Sondag 2 van die katekisme sê baie duidelik, ons kan nie God se wet hou nie. Ons kan nie God bo alles lief hê en ons naaste soos onsself nie, want ons is van nature geneig om God en ons naaste te haat. Dit klink daarom vreeslik negatief. En dit laat party mense seker vra, kan die dominee nie maar liewer oor iets mooi preek nie? Daar is soveel mooi teksies in die Bybel. Kan hy nie maar liewer daaroor preek nie? Geliefdes, ek kom seker, maar as 'n mens sonde en die sondige aard van die mens ignoreer, dan preek jy 'n soetsappige leuen. Dan preek jy dalk 'n mooi, maar ook 'n niks werd preek. Wat ons nodig het om te hoor is die ware evangelie. En hierdie evangelie begin by die sondige aard van die mens. Natuurlik was die mens eens op 'n tyd van nature goed gewees. God het die mens goed gemaak. Hy het die mens na sy ewebeeld gemaak. Hy het die mens aan die begin so gemaak dat hy hom, ons Skepper, reg kon ken. Dat hy hom van harte kon lief hê. En dat hy saam met hom in die ewige saligheid kon lewe om hom te loof en te prys. Dis hoe die mens was. Dit is dus nie God se skuld dat ons nou sondaars is wat van nature geneig is om hom en ons naaste te haat nie. Nee, hy het ons in die begin so gemaak dat ons hom bo alles kon lief hê en ons naaste soos onsself. Aan die begin het die mens geweet wat reg en verkeerd is. En die mens was sonder sonde. Ons was in staat om heilig aan God toegewy te lewe.
Dis waar die mens begin het. Maar waar is ons vandag? Hoor maar wat sê die woord van God. Genesis 6 vers 5. Toe die Here sien hoe groot die verdorwenheid van die mens op aarde is, en dat hy sy lewe lank net slegte dinge bedink, was die Here bedroef daaroor dat hy die mens op die aarde gemaak het. Dit het hom diep gegrief. Genesis 8 vers 21. Die Here het gesê by homself, van sy jeug af bedink die mens net slegte dinge. Jesaja 53 vers 6. Ons het almal gedwaal soos skape. Ons het elkeen sy eie pad geloop. En as 'n mens die eerste 5 hoofstukke van Romeine lees, dan sien ons baie duidelik ook daar dat ons die doodskuldig is oor ons sonde. Dat ons eintlik mors dood is in ons sonde. Ja, ons is nou so verdorwe, ons het so sleg geword, dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie, en dat ons tot alle kwaad geneig is. Ja, geliefdes, dit is hoe groot ons sonde en ellende is. Voor die sondeval kon ons goed doen en die kwaad vermy. Nou kan ons net die kwaad doen en wil ons die goeie vermy. Ook Paulus het gesê, die goeie wat ek nie wil doen nie, die goeie wat ek wil doen, doen ek nie. En die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. En dan sê hy, ek is in 'n doodsbestaan. Met ander woorde, ek lewe, ek bestaan, maar ek is eintlik geestelik dood. Maar wanneer het hierdie verskriklike ding gebeur? Wat het gebeur dat ons van ons natuur van ware geregtigheid en heiligheid verander het na onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad? Dit het gebeur by die sondeval van Adam en Eva in die paradys. Daar het ons natuur so verdorwe geraak, dat ons almal in sonde ontvang en gebore word. Ja, selfs 'n pasgebore babietjie is al 'n sondige mens. Hulle word so gebore, onbekwaam tot enige goed en geneig tot alle kwaad. En Romeine 5 herinner ons daaraan, deur Adam en sy sondeval in die paradys het die dood oor ons gekom. En ons sien dit selfs in kinders. Hulle ouers hoef hulle nie te leer om te jok nie. Hulle kan dit van self doen. Hulle moet hulle leer om die waarheid te praat. Hulle hoef hulle nie te leer om ander mense se goed te vat nie. Hulle moet hulle leer om ander mense se goed uit te mos. Hulle hoef hulle nie te leer hoe om ongeskik te wees nie. Hulle kan dit van self doen. Nee, hulle ouers moet hulle maniere leer. Hulle hoef hulle ook nie te leer om ongehoorsaam te wees nie. Hulle kan dit van self doen. Hulle ouers moet hulle leer om gehoorsaam te wees. Ja, die natuurlike mens is inderdaad dood in sy sonde. Genadiglik het God sy seun Jesus Christus gestuur om vir al ons sondes versoening te doen, en het hy sy gees oor ons uitgestort om van ons nuwe mense te maak. Op die vraag, is ons dan so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is die antwoord ja. Ja. Ons is so verdorwe dat ons glad nie in staat is om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig is. Maar genadiglik, geliefdes, is dit nog nie die volle antwoord nie. Die antwoord gaan genadiglik verder. Ja, behalwe as ons deur die Gees van God nuut gebore word, weer gebore word. En die antwoord ja,
hoor ons weer hoe groot ons sonde en ellende is. In die 2 woordjies, behalwe as, hoor ons die evangelie. Alles is nie verlore nie. Daar is 'n uitweg. Ons verhouding met God kan herstel word. Ons is verdorwe, glad nie in staat om iets goeds te doen nie en tot alle kwaad geneig. Behalwe as ons deur die Gees van God weergebore word. Daarom kon Paulus ook uitroep, ek ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? En dan, aan God die dank, hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. Jesus Christus het die pad vir ons uit die sonde wyd oopgemaak. Uit die sonde en verlorenheid het hy vir ons dit moontlik gemaak om weer die pad te loop deur sy Heilige Gees. Dankbaar moet ons God prys daarvoor dat hy ons deur Jesus Christus van ons doodsbestaan en ons sonde verlos en dat hy van ons nuwe mense maak deur sy Gees. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank. Ja, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus ons Here. In sy groot genade verlos God ons in Christus van ons sonde en in sy groot genade maak hy van ons nuwe mense deur sy Gees. God het dit al in die Ou Testament beloof. In Esegiel 36 beloof God, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi, sodat julle rein kan word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. Ek sal my gees in julle gee. En ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Hierdie is inderdaad 'n merkwaardige profesie van Esegiel. Wat maak hierdie profesie so merkwaardig? Behalwe vir die feit dat die uitstorting van die Heilige Gees eeue voordat dit plaasgevind het, hier geprofeteer word, sê God hier, ek sal reinigingswater oor julle uitgooi dat julle kan rein word. Ek sal julle reinig van al julle onreinheid en van al julle afgoderry. Ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en vir julle hart van vleis gee. Ek sal my Heilige Gees in julle gee en ek sal maak dat julle my voorskrifte gehoorsaam en my bepalings nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het en julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Geliefdes, hoor jy hoe baie sê God hier, ek. God neem die inisiatief en hy doen alles. Hy maak ons wat dood was in ons sonde lewend in Christus deur sy Gees. En Pinkster het dus 'n tyd ingelei waarin God se Gees op alle gelowiges kom. Wat doen die Heilige Gees in ons? As 'n mens die harde skyf van 'n rekenaar uithaal en jy sit 'n nuwe harde skyf in, het jy eintlik 'n nuwe rekenaar. Hy lyk nog soos altyd, maar hy kan nou nuwe en ander dinge doen. En so lyk iemand wat die Heilige Gees ontvang het, maar net nog steeds soos altyd. Maar hy tree nou anders op. Dit is wat Esegiel bedoel met, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle hart van vleis gee. God gee vir ons 'n nuwe
natuur. Die Heilige Gees vervang my hart van klip, wat verhard is deur sonde, en gevoelloos geword het vir die liefde van God, met 'n hart van vleis, wat sal reageer op God se liefde en genade. En hierdeur word ek eintlik 'n nuwe mens. Ek word verander van iemand wat eers net vir myself geleef het, en God en my naaste gehaat het, na iemand wat God bo alles lief het, en my naaste soos myself. Die heel belangrikste taak van die Heilige Gees is dus om 'n nuwe mens van my te maak, en hy maak my nuut deur geloof in my te werk. Sonder die werking van God se Gees in my kan ek nie glo nie. Deur geloof in my te werk, verbind hy my aan Jesus Christus, en word ek ook rein gemaak, en word my sondeskuld weggeneem. Die Heilige Gees plant geloof in my deur die verkondiging van die woord. Daarom laat hy die woord aan my verkondig. Oortuig hy my dat hierdie woord die waarheid is. Lei hy my om hierdie woord te glo as die enigste weg tot saligheid. Die Gees werk dus deur die woord. Dis die manier wat hy self gekies het en gebruik om mense tot geloof te bring. Daarom, geliefdes, is die doop van 'n kindjie so 'n geweldige troos vir 'n ouer. Deur die doop sê die Here, hierdie kind is myne. Die doopwater waardeur die kinders gemerk word as God se eiendom, is teken van twee dinge. Dit is teken van die bloed van Christus wat ons sondes afwas. Maar dit is ook teken van die Heilige Gees wat in ons wil woon en van ons nuwe mense maak. Ja, dit is 'n vervulling van die reinigingswater waarvan Esegiel gepraat het. Doopouers beloof ook by die doop van hulle verbondskinders, ek sal hulle groot maak in die vrees van die Here. Ek sal hulle opvoed met die woord van die Here, sodat hulle die Here kan ken en hom kan gehoorsaam en dien. Omdat die Gees van God van my 'n nuwe mens maak, wat glo dat ek verlos is en reeds deel het aan die ewige lewe, maak hy ook van my 'n dankbare mens. En 'n dankbare mens is iemand wat besef, ek is niks nie, en ek verdien niks nie. Al wat ek regtig verdien is die ewige dood, want ek is 'n sondaar. Deur God se genade, deur Jesus Christus se verlossing en deur die vernuwing van die Heilige Gees, het ek deel aan die nuwe lewe van God bo alles lief hê en my naaste soos myself. Hy gee aan my die gesindheid van God moet meer word en ek moet minder word. Daarom sê God ook in Esegiel, ek sal my Gees in julle gee en ek sal maak dat julle volgens my voorskrifte leef en my bepalings gehoorsaam en nakom. Julle sal in die land woon wat ek aan julle voorvaders gegee het. Julle sal my volk wees en ek sal julle God wees. Ja, deur sy Gees aan ons te gee, stel die Here ons in staat om volgens sy voorskrifte te lewe en sy bepalings te gehoorsaam. En deur sy Gees lei hy my ook om dit uit te roep. Ek, ellendige mens, maar om ook uit te roep, aan God die dank. Hy red my van hierdie doodsbestaan deur Jesus Christus, my Here. Sonder die Heilige Gees se werk in ons, sou ons dit nooit kon doen nie. Ja, so volmaak is die verlossing wat God vir ons bewerk het. Hy het ons van ons sondeskuld bevry deur Jesus Christus wat daarvoor gesterf het. En hy het ons nuut gemaak deur sy Gees. En hy het die sakrament van die doop ingestel om hierdie beloftes aan ons te bevestig. Nou moet ek dit my eie maak.
deur dit te glo en deur nuut te leef. So moet ek ook my kinders grootmaak en 'n voorbeeld wees vir my kleinkinders. Ek doen dit deur die Here in elke erediens te kom dien. Ons doen dit saam deur huisgodsdienst te hou. Ek doen dit deur mee te leef met my medegelowiges en om liefdesdienst te doen. Ek doen dit deur die Here elke maand met dankoffers te vereer. Ek doen dit deur elke dag toegewyd aan die Here te lewe en sy woord te gehoorsaam. Ek doen dit deur elke dag so sout en lig in hierdie wêreld te wees. Ek was dood in my sonde, maar dit is waarvoor God my lewend gemaak het in my geloof. Liefdes, kom ons leef dan elke dag soos die dankbare mense wat ons deur die werking van die Heilige Gees in ons behoort te wees. In die gesin, in die huwelik, in die wijk, in die gemeente, by die werk, in die skool, orals. Deur soos 'n dankbare mens te leef, bewys ons immers ons dankbaarheid aan die Here vir sy groot genade. Mag die Gees ons elkeen daartoe help om God met ons lewens te dank, omdat hy ons uit die doodsbestaan verlos het. En die Here het juis ook die doop ingestel, om ons daarvan te verseker, en ons daaraan te herinner, sodat ons dit nooit sal vergeet nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons Vader in die hemel, ons besef opnuut weer, dat die natuurlike mens dood is in sy sonde, onbekwaam tot enige goed, geneig tot alle kwaad. Behalwe as U ons nuut maak deur die Heilige Gees. Ja, ons dankie vir die blye evangelie, dat ons Here Jesus Christus ten volle vir al ons sondes betaal het. Ons dankie vir die versekering dat die Heilige Gees in ons wil woon en ons wil lei om elke dag gehoorsaam en diensbaar en dankbaar voor U te lewe. Ons dankie dat U ook die sakrament van die heilige doop ingestel het en dat ons ook vanoggend opnuut weer getuies kon wees daarvan hoe dat 2 seentjies gedoop word. Ons bid die Here dat hierdie sakrament ons altyd sal herinner daaraan dat ons dood was in ons sonde, maar dat U van ons nuwe mense maak deur U Heilige Gees. Ons vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Ons gee nou geleentheid vir die diakens om die liefdesgawes in te samel. Liefdes, ons slotsang
is skrifprymen 58 in die swart boeke en 9:2 in die groen boeke. Ons sing vers 1, 8 en 9 in vers 9. Deur u volmaakte wet, o Here, ontdek ons steeds ons sondigheid. U Gees bring ons die heil in Christus, dat ons kan leef uit dankbaarheid. Skrifprymen 58 of 9:2, vers 1, 8 en 9, en dan bly ons staan vir die seën van die Here. Die genade van Jesus Christus ons Here, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u en bly met u. Amen.